Goeiedag geliefde, kom ons luister op hierdie week se soeke na 'n pad, 'n regte pad, 'n goeie pad, die pad. Na Jesus se woorde in Lukas 9 vanaf vers 57, terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: "Ek sal u volg waar u ook al gaan." Toe sê Jesus vir hom: "Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie." Vir 'n ander een sê hy: "Volg my." Maar hy antwoord: "Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te gaan begrawe." Toe sê Jesus vir hom: "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God." Nog een het gesê: "Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet." Toe sê Jesus: "Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie." Jy kan gerus vandag bietjie self tyd spandeer om na hierdie teks te kyk en te kyk hoe praat die Here met jou oor die pad wat jy loop. Wat vir my net opvallend is en alwaar ek op hierdie donderdag wil aandag gee, is die feit dat Jesus sê, wanneer mense met hom praat oor 'n pad: "Volg jy my." Dit klink so maklik. Dit klink so asof dit eenvoudig is en 'n mens maar net kan volg. Maar ek en jy weet, dis nie so maklik nie. Ons weet dat dit juis 'n pad in navolgingskap van Jesus is wat baie moeilik kan raak. Het jy opgelet dat Jesus nêrens hier sê, volg my net, dan sal dit met jou goed gaan, beter gaan, dan sê alles wat jy nodig het, of alles wat jou hart begeer. Dit is afwesig in hierdie teks. Maar wat hier in hierdie teks is volg jy my. En as ons kyk na die pad van Christus Jesus, ons verlosser, ons Messias, wat sê, maar stap die pad agter my aan, dan sien ons dit is 'n pad deur beproewing en lyding. Dit gaan nooit om beproewing nie, dit gaan nooit om lyding nie, dit gaan dwars deur. Dis 'n pad wat met 'n kruis op die skouer die Via Dolorosa, die lydingspad stap. Van waar hy gegeesel is, tot waar hy aan die einde op die koppie gekom het, die kruis geplant is, en hy daar sy laaste asem uitgeblaas het. Dis die pad van bereid wees om aan daai kruis vasgespykerd te word en vermoor te word, terwyl daar van oor sy lippe rol net woorde van genade: "Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Dis die pad. Wanneer Jesus kom en sê, volg jy my, dan loop dit uit op Jesus se laaste woorde aan die kruis. Dit is volbring. Die pad is gestap. Dit is afgehandel en nie hoe nie. Volledig en goed en sinvol en reddend. 'n Pad vol seer, ja, maar 'n pad vol van vergifnis en van nuwe lewe. Anderkant die kruis loop die pad baie reguit van die graf na die hemel, na die teenwoordigheid van die heilige God. Dis wat Jesus bedoel wanneer hy sê, volg jy my. Moenie laat jou omstandighede jou onderkry nie. Moenie laat vrees jou onderkry nie. Jesus het dit alles deurgegaan. Hy weet presies wie ons is, wat hy moes deurgaan, want hy was 100% mens. En hy sê, jy het die vermoë om my te volg. Doen dit. Via Dolorosa, die koppie uit, dwars oor die kruis, tot aan die regterhand van God ons Vader. Dis die pad. Enige ander pad is 'n leuen. Enige ander pad is iets wat ons uitdink om dit vir onsself makliker en meer gerieflik te maak. Maar hierdie is die pad van en na die lewe. Mag jy aan die einde van jou pad ook sê, dit is volbring. Shalom.